Mense herhaal hul besige daaglikse roetines, eet en slaap. Hulle werk hulle hele lewe lank hard om rykdom, of eer en mag te verkry, of net om 'n bestaan te maak. Hulle sterf egter almal op die ou end. Wat meer vreesaanjaend is as die dood van die liggaam, is oordeel daarna. En net soos dit bestem is vir mense om slegs eenmaal te sterf, en daarna kom die oordeel. Net soos kriminele aktiwiteite op kringtelevisiekameras opgeneem word wat ons ook al op hierdie aarde doen in die boeke van die hemel opgeteken. Die dooies is, op grond van wat daar in die boekrolle opgeteken is, volgens hulle dade geoordeel. Of die beskuldigde skuldig is of nie en watter vonnis hy opgelê word bepaal volgens die wetboeke op hierdie aarde. Net so of 'n persoon na die dood hemel of hel toe gaan, word volgens die Bybel bepaal. Elkeen is volgens hulle dade geoordeel. Toe is die dood en die Hades in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood, die vuurpoel. Die Bybel sê daar is 'n paar spesiale mense wat nie as skuldig geoordeel sal word nie. Gelukkig en heilig is die een wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood nie mag nie. Wat moet ons doen om deel te hê aan die eerste opstanding, sodat ons kan vermy om in die poel van vuur in die hel geoordeel en gestraf te word? In die Bybel wys God ons duidelik hoe om aan die eerste opstanding deel te neem. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom op die laaste dag laat opstaan. Om aan die eerste opstanding deel te neem, moet ons Jesus se vlees eet en sy bloed drink. Hoe kan ons dan Jesus se vlees eet en sy bloed drink? Neem en eet, dit is my liggaam. Drink daaruit, almal van julle, want dit is my bloed, die bloed van die verbond wat vir baie uitgegiet word tot vergewing van sondes. Deur die pasgawe van die nuwe verbond te hou, eet ons Jesus se vlees en drink sy bloed en ontvang ons die vergifnis van al ons sondes. Aangesien ons van ons sondes vergewe is, kan ons deelneem aan die eerste opstanding. Al die aardse dinge waaraan mense groot waarde heg, is na die dood nutteloos voor die regterstoel van God. Dit is egter waardevol om aan die eerste opstanding deel te neem, deur die pasgawe van die nuwe verbond te hou, wat Jesus deur sy vlees en bloed tot stand gebring het. Dit is omdat slegs diegene wat aan die eerste opstanding deelneem, die straf van die hel kan vermy. Laat ons almal die pasgawe van die nuwe verbond hou, sodat ons die ewige lewe sal hê en vir ewig in heerlikheid kan lewe in die koninkryk van die hemel.